wat ek uitstraal. Nou ek wil jy moet hier's 'n vreeslike belangrike ding, want hier's nie een persoon wat hier sit in hierdie gehoor vanaand wat nie hierdeur geaffekteer is. Ons het nou gesê met die eerste gesels. The greatest thing you will ever learn is just to love and be loved in return. Daar's net een ding wat my siel wil weet en dit is ek werd om liefgehad te word? As ek nou 'n vraelys moet stel tussen u wat vanaand hier sit en ek vra vir jou, is jy werd om liefgehad te word? Nee, ek bedoel nou nie kerklik werd die dominee vra jou die vraag en jy weet wat die regte antwoord ja nie. Nee, ek bedoel in jou hart, wat sê jy? Dan is die kans dat die meeste van die mense, dalk nou nie almal nie, maar die meeste, ten minste, gaan sê nee. Ek is nie werd om liefgehad te word. Dis feit. En as ek vir sê, jy weet, hoe kan sê jy so? Dan gaan jy vir my bewys op bewys kan gee, wat my feitelik sal oortuig dat dit waar is, dat jy nie werd is om liefgehad te word nie. En jou bewyse gaan jy uithaal uit jou lewe. En jy gaan vir my ietsie sê, soos byvoorbeeld, jy gaan vir my sê, as ek regtig die moeite werd was om liefgehad te word, sou my man nie so teenoor my opgetree het. As ek regtig die moeite werd is om liefgehad te word, sou my pa nie dit en dit gedoen het. Sou my ma nie dit en dit gedoen het. Van kleins af. Ek het 2 seuns, een is in atletiek goed en die ander ene nie. Weet jy wat, die een wat in atletiek goed is, almal sê vir hom, jou eiste. Baie geluk hoor, pragtige rekord daar nou op die 100 meter. Regtig baie goed. Nou wie aard jy? Ek en Pippa sal toe nie, ons weet nie. Dis nie ons nie. Ek weet nie wie aard hy nie. Die jongste boetie wat nie goed is in atletiek nie, niemand gaan na hom toe en sê vir hom jou eiste nie. Niemand sê vir hom groot man stem met 'n handdruk, pragtig daar, wonderlike rekord. Jy het nog 'n toekoms wat voor jou lê nie. Niemand doen dit nie. Weet jy wat leer hy? Dis mos nou eenvoudig. Wat ek nou vir u sê, weet jy klaar. Baie lank al jare terug. Hy weet net, hy is nie goed genoeg nie. Hy is nie goed genoeg nie. Goed genoeg vir wat nie? Hy is nie goed genoeg om waardeer te word nie. Nou, hoekom is dit so belangrik om waardeer te word? Hoekom? Dis maklik, vra jou vrou, sy sal jou vertel. Want wanneer jy waardeer word, kry jy die boodskap dat jy liefgehad word. En dis die ding waarna jou gees so smag. Jy wil liefgehad wees. So as jou man iets doen wat jy voel dat jy waardeer is, voel jy liefgehad. Dis hoekom die vrouens vir die man sê, miskien gaan jy 'n liggie op vir baie mans, ek weet nie. Hoekom die vrouens sê, maar jy weet, die man sê ek is lief vir jou, my maak nooit vir haar tee nie. En sy sê, ja, maar jy moet vir my wys, jy is lief vir my. En hy sê, ja, maar op Valentynsdag het ek jou uitgevat vir ete. Of soos die oom gesê het, 36 jaar terug voor die kansel het ek gesê, ek is lief vir jou. As dit verander, sal ek jou laat weet. Sê, nee, jy wil deurgaans voel dat jy waardeer word, dat daar waarde in jou is. Deurgaans. Nou, hoekom? Want jy weet dan, as jy liefgehad. Jy word na waarde geskat. Maar ek en jy het geleer intussen tyd, dat ons waarde lê nie daarin, dat ons mense is. Ons het geleer intussen tyd, dat om mens te wees, is nie goed genoeg om liefgehad te wees. Ons het geleer intussen tyd, dat om liefgehad te wees, moet jy afwys. Jy moet jouself promoveer, jy moet wys dat jy is bietjie beter. Dis hoekom jy altyd probeer 'n snaakser grap vertel as die ander ou. Dis hoekom toe jy klein was, as die maat 'n storie vertel het, moes jou storie net 'n bietjie beter gewees het. Dis hoekom jy gestry het oor wie se pa se kar is die beste. Dis hoekom jy nou nog beklei oor wie se kar is die beste. Joune of jou buurman se. Dis nou nog die ding in jou hart. En weet jy wat is die sieklike gevoel wat jy het? Is ondanks al jou prestasies, maak jy dit nog steeds nie. Dis die ergste. Dis erg. Ek bedoel nou, kom nou, as jy nou gedink het, as ek nou net dit en dit kan regkry, dan seker iemand, en jy kom daar, en jy kom agter, oeps, foutjie, verkeerde memo gekry. Dit het geskuif. Ek is nou daar, maar nou moet ek daar wees. Jy sal aanhou so, want jou waarde is net waardeloos, het net geen waarde nie. En jy voel so leeg. Hoeveel mense sê nie dit nie? Hulle sê, ons is absoluut leeg. Hulle het niks om te gee vir iemand anders te nie, want dis niks hier binne nie. Dis niks. En as jy vir hom sê, hoor, jy is waardevol, want jy is 'n mens.
val dit op dowe ore, dit beteken absoluut niks. Nou, hoor hierdie snaakse ding, nou vra hulle vir Jesus, hulle sê, Here, som 'n bietjie vir ons op, die woord, wat is belangrik? Nou sê Jesus 3 goed, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou kragte, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En nou het ek al mense hoor sê, en ek het gedink, dit was baie waar, en ek dink nou nog is waar, wat sê, maar dit is die probleem, ons het mense lief soos ons onsself lief het. Ek praat nie van selfsug nie, ons praat van liefde, 'n waardering vir myself, my waarde. Ons het net geen idee van ons waarde nie, en daarom het ons ook geen agting vir die waarde van mense om ons nie. Ek is waardeloos want ek haal nie die paal nie, en daarom sal jy ook nie die paal haal nie, en sal jy waardeloos bly. En jy kan dit sien in hoe ek jou hanteer. Jy kan sien in die goed wat ek vir jou sê, as jy dit wag om voor my in te ry, meneer. Kyk wat sê ek vir jou. Die ongelooflikste, kwetsende, neerhalende, akeligste, liefdelose goed, want ek trek jou af en ek tas jou waarde as 'n mens aan. En Jesus sê, pas op wat jy dit doen. As die oomblik as jy mense waarde aantas, sal jy voor God verantwoording doen vir elke woord wat jy gesê het. Jy durf die waarde van 'n mens nie aantas nie. Hoekom nie? Want God het dit vir hom gegee. En weet jy wat is een van die grootste openbaringe wat ons ooit kan hê in ons lewens? Dis daai oomblik waar dit in jou deurbreek, ondanks al jou bewyse van hoe waardeloos jy is, van jou male wat nou nie so teen jou opgetree soos teenoor jou sussie, en jy weet al jou goed, die onderwysers, die goed wat hulle gesê het op skool en op universiteit, al hierdie goed wat jou bevestig dat jy eintlik maar net 'n mielie is, en dat jy nie waardevol is nie, en een dag ontmoet Jesus jou, en daai Jesus, nee, met groot krag breek deur in jou lewe, en hy bevestig jou waarde, en jy besef vir die eerste keer, onthou jy dit, as jy het nog nie gehad het nie, is dit jou afspraak wat Jesus met jou het, en jy besef, ek is waardevol, dit was 'n leuen, ek is waardevol, al die goed wat gebeur het, is 'n leuen, nee, daai geweldige stuk genesing, wat hier inkom, is die grootste openbaring wat jou lewe kan binnevloei, naas natuurlik die openbaring van Jesus Christus, en die feit dat hy die verlosser. Maar die volgende groot openbaring na daai ene, is dat die ou wat langs jou sit, deel presies dieselfde waarde as jy. Die grootste openbaring toe ek vir Christian haar sien in sy blou kombersie, en sy bebloede ou lyfie, en sy onbeholpenheid, en sy hulpeloosheid, en ag mamma, daar lê hy, was so waardevol as hy. Die volgende openbaring is toe die ou daar voor die robot verbyloop, en ek besef, dis ook 'n ma se kind. En dit is die absolute reine waarheid, dat die manier hoe jy ander mense hanteer, die waardigheid waarmee jy hulle hanteer, al dan nie, is 'n direkte refleksie van wat jy van jouself dink.